Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 23 Julie, die huwelik en enkellopendheid. Die feit dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 19, is iets wat Paulus binne die konteks van die waarskuwing teen seksuele losbandigheid skrywe. Om 'n tempel van die Gees te wees, is al manier om heilig te lewe. Die kerk is immers 'n Christusgerigte gemeenskap wat haarself apart van omringende invloede hou. Dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat hierdie eenkant geheiligde lewe moontlik maak. Lees 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. In hoofstuk 6 vers 18 vermaan Paulus ons vlug weg van onsedelikheid. Hoe werk die langer skrifgedeelte lig op metodes vir die praktiese uitleef van hierdie vermaning in vers 18? Ons lees 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders. Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek. Maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot hoofstuk 7 vers 9. 1 Korintiërs 7 bevat heelwat belangrike lesse oor seksualiteit. Hierdie hoofstuk kan in 'n baie basiese sin in 2 afdelings verdeel word. Eerstens, voorskrifte oor die huwelik, 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 24, en tweedens, voorskrifte rakende enkellopendheid in 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 40. 1 Korintiërs 7 help ons om te begryp dat die kwessie oor seksualiteit belangrik en noodsaaklik is. Met 1 Korintiërs 7 moet mens die volgende in ag neem. Paulus reageer hier op bepaalde vrae. Vrae wat met die kwessies in die Korintiese kerk te doen gehad het. Sonder hierdie konteks maak jy maklik die verkeerde afleiding uit party van Paulus se stellings, naamlik dat hy nie veel ooghare vir huwelik het nie, wat nie die geval is nie. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3 lees, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. 1 Timoteus 5 vers 14 sê ook, ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer en die teeparty geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie.
Hebreërs 13 vers 4 sê ook, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Opvallend hier is hoe Paulus sy vermaning in 1 Korintiërs 6 vers 18 vlug weg van onsedelikheid op een lyn met die volgende twee begrippe stel, naamlik om jou met Christus te verenig in vers 17 en om 'n tempel van die Heilige Gees te wees in vers 19. Het die mens enigsins beter maniere om seksuele losbandigheid te ontvlug as met die laasgenoemde twee voorskrifte? Allermins. Wat meer is, God het seks geskep, maar slegs om binne die huwelik geniet te word. Seks is 'n voorreg vir diegene wat in die huwelik die tussen man en vrou bevestig is, die enigste soort wat Bybelse goedkeuring geniet. Met die vermaning vlug weg van onsedelikheid, het Paulus moontlik Josef se verhaal in gedagte gehad. Lees gerus Genesis 39 vers 6 tot 18. Net mooi toe Potifar se vrou haar verbale toenaderings tot Josef in seksuele kontak wou omsit, sê die Bybel in Genesis 39 vers 18, hy het buitentoe gevlug. Hierdie feit word 4 keer in Genesis 39 vers 6 tot 18 vermeld. Hoewel dit nie direk gesê word nie, suggereer die Bybel dat Josef slegs geslagsomgang binne die huwelik wou hê. Genesis 41 vers 45 lees, en Farao het Josef genoem Sefenat Binneag en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee, en Josef het uitgetrek oor Egipteland. Hy was 'n man gevul met die Heilige Gees en wou doen wat reg was in die oë van die Here. Genesis 41 vers 38 lees ook, daarom het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die Gees van God is? Verwronge sienings oor seksualiteit voer die boetoon in ons tydvak. Dit het kultuur geword. Hoe kan ons as 'n kerkgenootskap onsself daarteen beskerm?